Goeiemôre, dis nou Vrydagoggend, die 3de. 6:00 die oggend. Klaar stikkie dag. Alweer sweet vandag soos 'n gypsy met 'n mortgage. So vinnige antwoord maak. Mense vra, hulle sien nou al die briewe wat die mense kry wat hulle deny vir die refugee program. Wat se redes wat jy gedeny kan word? Hoofredes is iets in jou background wat hulle opgetel het. Onthou, jy kan al deur die hele program wees. Jy kan al klaar wees met interviews en alles. En dan kom hulle van jou background goed terug en hulle vind uit, okay, nou daar's iets wat jou gaan disqualify. Jy het 'n kriminele rekord gehad, jy het enig in 'n violent crime gehad. Ewen dronk bestuur, enigiets van daai. Ander ding wat jy kan as jy iets gehad het en jy het nooit gerapporteer nie. Jy het nie noodwendig gelieg oor nie, maar jy het nie gerapporteer nie. As dit die geval is, selfde ding, jy kan nie vir net omdat jy nie goed rapporteer, het nie iets gesê en jy dink dis dieselfde as jok. So jy kan nie dit doen nie. Een ou het gesê, ek het nie 'n oortreding gerapporteer nie, want dis gespans agterna. Maak nie saakie. Jy was nog steeds aangekla en whatever. Ewen as jy aangekla word en onskuldig gevind word, rapporteer dit. Want as jy dit nie rapporteer en hulle vind dit uit, dan jy vir hulle gejok. So, as jy vir hulle iewers gejok het, sorry. Drakgebruik, as jy drugs gebruik het in die verlede, die kans is as jy hier gaan kom is min. Val as jy nog steeds is, daar steeds mense wat nog steeds gaan vir hulle mediese ondersoek, dan word daar opgetel hulle drugs in hulle stelsel. As jy die program nou aansoek doen, en jy lyk van drugs gebruik, is dit 'n goeie idee om op te hou drugs gebruik, op die oomblik. Dat dit nie jou stelsel is nie. En hoop nie daar's rekords van jou in die verlede dat jy dit gebruik het nie, jy weet. So, dis definitief iets. En sê tot vir my, hy het op 'n video gesien, die program is gekanselleer. Weet jy wat se alle valse informasie is besig om weer uit te kom? Daar's baie conspiracy theories en alle valse informasie in verband met die program op die oomblik. Een ou sê vir my, ja, maar daar's 'n ou in Amerika wat hier aangekom het. En hy het nou 'n brief gekry dat hy geafgekeer is. Dis vals. Niemand het ooit direk die eerstehandse inligting. Is altyd ek het gehoor by die, het gehoor by daai, ek het gesien op social media. So vergeet die social media goed, man. Werk net op goed wat jy ken. As jy iemand persoonlik ken wat 'n brief gekry het wat afgekeer is, jy ken hom persoonlik en hy kan vir jou persoonlik sê hy het nie geen idee hoekom nie. Dan sit nou iets wat hy ook kan miskien dink wat gaan aan. Maar die meeste van die gevalle, die mense wat dit gekry het, hulle weet hoekom het daai brief gekry. En hulle weet hoekom hulle afgekeer is. As jy gejok het, sorry, want hulle gaan weet van alles. En dan die terugvoer, onthou, daar was 'n ruk terug baie mense wat op hulle case ook, op hulle dinge gewys het, hulle is complete, en dan het teruggegaan na ander review toe. Dis daar juist, dis hoekom nou so baie uitgekom het, want dan almal was ander review gesit. Om seker te maak, hulle is alles 100% voor hulle kom. So, dis een ding, hulle kyk mooi dat alles skoon en mooi is. En al die conspiracy theories van, ja, hulle soek het selected mense, en hulle soek het die, en soek het die, ag, kom nou man. Dis nie waar nie. Maar whatever. Ek gaan julle later sien, ek nou eers 'n bietjie gaan ry. Dan sien ek julle later, en as ek nog iets skryf vir julle, dan sal ek vir julle informasie ingee. Ek sal later miskien vandag miskien doen ek later vandag 'n live. Ek hang af hoe lank ek laat ek klaar gevlieg is, dan sal ek vir julle 'n gap kry en sal ek vir julle live doen. So sien julle later, geniet die dag.